Die verhouding wat Christus bemiddel is die verbond. Die verbond wat God met die mens opgerig het. Goeiedag aan al ons luisteraars en al ons kykers by Om die Woord, waar ons dan nou verder gaan met ons reeks vanuit die katekismes, waar ons spesifiek vandag gaan kyk na vraag en antwoord 15. Dit is die vraag en antwoord 15 wat deel vorm nog van Sondag 5, die begin van ons verlossingskennis. Hier saam met my is dan nou Teens en Pieter, baie welkom julle. Dankie. Nou, voordat ons begin, gaan ek vir ons die vraag en antwoord saam lees. Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? Dan is die antwoord so een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê wat terselfdertyd ware God is. Nou as ons kan wegspring met die eerste vraag en die eerste gedagte, is dit dalk goed om bietjie aan te haak by die vroeër vraag, en dit is by watter spesifieke probleem word in vraag 15 gestel? Nou as ek dalk net die gedagtes kan inlyn, sien ons dat die vraag is hoe 'n middelaar en verlosser moet ons soek. Nou die probleem is dan nou dat, en dit wat ons in die vorige gedeeltes gesien het, is dat daar is onder ons nie 'n middelaar te vind nie. En hierdie middelaar wat ons nodig het, wat ook dan verlosser is, het 'n spesifieke kriteria nodig. Hy het 'n baie spesifieke kriteria nodig waarin hy moet voldoen voordat hy middelaar en verlosser kan wees. Ja, ek dink wat belangrik is by Sondag 5, Sondag 2 tot 4 wat gaan oor die ellende kennis. En die ellende behels eintlik dan dat ons verwyderd is van God. En daar is 'n versteuring tussen God en die mens. En dit is wat in die verlossing aangespreek word. Daardie versteuring. Dis hoekom 'n middelaar in die eerste instansie besoek moet word. Ek dink is belangrik om ook op te let. Dit is die probleem wat die vraag veronderstel is, dat 'n middelaar nodig is. Ja, nee, dit is presies so. En dan, as 'n mens nou bietjie kyk na die kriteria, ek weet nie of jy dalk daar iets wil sê nie, Pieter, die kriteria, of kriteria is dalk nie eerstens die regte woord nie, maar hierdie perfekte middelaar en verlosser wat versoek moet word. Sê wie? Ware mens, ware God en regverdig mens wees. Dit is belangrik want, wel, 'n mens moes vir die mens om sy sonde sterf, maar 'n mens het nie die vermoë om vir die mens om sy sonde te sterf nie. Daarom kon ons verlosser nie net mens wees nie, hy moes God ook wees. En die hele lyn van sonde wat oorgedra moet word aan iets anders, soos die priesters doen dit aan die diere. As jy sonde oordra aan iets wat reeds bevlek is, dan is dit ook nie, dit moet 'n regverdige mens wees, want dit moet 'n volmaakte offer wees. Dit moet 'n offer sonder enige gebrek wees. En dit is Christus. Christus was ware mens en ware God. 'n Ware mens om vir die mens om sy sondes te sterf, 'n God om die krag te hê om dit te doen, om te vergewe, om daai las te dra, en regverdig sodat hy volmaak kan wees ook. Dus Christus is die enigste moontlike middelaar en verlosser. Hy is die enigste wat aan al die kriteria, is nie die regte woord nie, maar dit gee die boodskap hoor. Hy is die enigste een wat moontlik aan al die kriteria kan voldoen wat nodig is. Ja, ek dink soos jy nou mooi uitgewys het, is daar word in hierdie antwoord van vraag en antwoord 15 drie eienskappe gekoppel aan die middelaar. En na sy mensheid moet hy 'n ware mens wees en 'n regverdige mens, en na sy godheid moet hy 'n ware God wees. En ek dink presies as jy dit ook mooi gestel het, 'n ware mens sodat hy in die mens se plek die sonde kon dra,
Eerstens omdat dit die mens was wat gesondig het, die mens wat daardie oordeel moet dra, daarom dat dit in die Here se oordeel onregverdig sou gewees het as hy vir enigiets anders die straf sou gee wat nie mens is nie. Mens wat gesondig het, mens wat weer moet kom, daar die straf vir die sonde op homself moet neem. Die regverdige, kan mens daar 'n bietjie meer oor gesels, dat hierdie middelaar dan ook regverdige mens moet wees. Wat beteken dit om regverdig te wees, is die vraag. Ja, so ons kan dan 'n bietjie kyk. As 'n mens sê dat hierdie middelaar ware mens is dit dan nou gebore, geleef, maar gevoelens deur al die siklusse gegaan het, maar hy is dan ook in al sy weë moes hy regverdig wees. Ek weet nie of een van julle iets daarvan wil sê nie. Al ek skryf eintlik tans 'n preek oor Matteus 5 vers 17 tot 20. En daar is ons die kern van die konsep van regverdigheid baie belangrik. Want Christus sê in vers 20 dat ons regverdigheid meer moet wees as die Fariseërs en die Fariseërs en die ek skryf 'n preek, maar nou dat ek die naam van die ander ouens is nie op die tip van my tong, die sekulêre liberale ouens van daai dae. So meer regverdig as hulle wees. En dit is moeilik, veral as jy dink aan die Fariseërs wat die wette onderhou het, wat vroom was, wat weet die mense het al opgekyk as hierdie ernstige gelowiges. Hoe moet ons dan regverdiger as hulle wees? Want regverdigheid is nie net bloot 'n wetsonderhoud nie. Christus het dit ook gedoen, maar dis meer as dit. Dit is innerlike begeerte, innerlike wil om werklik in die lyn met die Vader te wees, om te lewe soos hy wil hê moet lewe. Regverdigheid is nie bloot net wetsonderhoud nie. Dit is die, kom ons sê amper maar houding wat saam met dit kom. Dit is die Gods liefde wat saam met dit kom. Dit is om te wil lewe soos God lewe, want dit is God. So dis Christus was nie net perfek in sy wetsonderhoud nie. Hy was perfek in sy volmaakte liefde vir sy Vader ook. Sy volmaakte wil om reg te lewe, want ja, ek het dalk net te ver gepraat, maar ek kry wat ek sê wat ek wil hê. Regverdigheid is nie net Christus was nie net getrou aan die wet nie. Sy volle wese was soos die Vader wil hê iemand moet wees. Ja, so die regverdigheid, soos Pieter dit beskryf, is met ander woorde nie net 'n uiterlike regverdigheid nie. Dit is een wat jou motiewe, jou hartsbegeertes alles insluit. Ja, nee, dit ek dink dit is baie mooi gestel, baie mooi saamgevat. En dat die middelaar wat ware mens ook regverdige mens is in sy omvattendheid, dat hy omvattend ook regverdig is van begin tot eind. En dat dat 'n mens ook dan daarin ook sien dat as hy onregverdig was, as hy sondig was, sou hy nie versoening kon maak vir enige ander mens nie. Dit is uiteindelik die groot probleem van elke ander persoon, elke ander mens, is die sonde in homself. Maar omdat hy dan nou 'n ware mens, maar ook regverdige mens is, kon hy versoening bewerk. Nou die vraag en antwoord gaan dan verder, dan sê hy moet sterker wees as alle skepsels. Dit wil sê hy moet dan ware God wees. So daar's 'n derde eienskap by dit, dat hy ware mens, regverdige mens is, maar dat hy ware God moet wees. En die mens gaan nou in die volgende vrae en antwoorde ook daarna kyk, maar as mens kortliks daarna kan sê, is dit dan nou dat hy dan nou sterk moet wees. Dit sien mense nogal die klem hier op. Hy moet so sterk wees dat hy as ware regverdige mens dan nou die straf sou kon neem van hulle almal wat die Vader aan hom gee, om dan nou in hom geheilig moet word. Mens kan, omdat die mens nou by die volgende vrae en antwoorde daarby gaan stil staan, hier daar enkele opmerkings daaroor is voordat ons aanbeweeg nie. Goed. So die woord dat mense dan nogal by moet stil staan in hierdie gedeelte is ook 'n woord middelaar.
Nou interessante middelaar of middelaar is dan nou 'n woord wat ons gewoonlik gebruik wanneer daar twee partye is wat in stryd is met mekaar. Daar's twee teenpartye en daar's nou iemand wat in die middel tussen hulle moet kom en dan nou hierdie twee partye moet versoen. Nou, wanneer mens kyk aan die woord middelaar, dan weet ons dat wanneer daar hier in die katekismes van middelaar gepraat word, moet mense dan weer teruggaan na die eerste gedeelte van die katekismes, daar waar daar gepraat word van die sonde en die ellende van die mens. Die vyandskap van hierdie twee partye, die twee partye is dan nou God self en dan die mens. Die mens en die Here wat in vyandskap staan teenoor mekaar. Nie uit enigiets dit wat die Here gedoen het nie, maar eintlik uit en uit in dit wat die mens teenoor die Here verkeerd gedoen het. En dit is teen die Here gesondig het. Dit is om teen sy heiligheid te oortree het. Dit is om eintlik alles wat die mens moes gewees het, homself om te breek het. En nou is daar hierdie vyandskap van die mens teenoor die Here. Maar dan ook die Here in sy regverdigheid wat die mens vir hulle sonde moet straf. En hierdie middelaar kom nou tussen staan, hy kom nou hier in. Weet jy daar by julle verder gedagtes is oor die middelaar nie? Mense dan agneem dat die middelaar is nie net met twee gelyke partye, soos ek het nou met my buurman ek weet nie, op my gras gery, ek is baie kwaad vir hom, daar kom 'n derde party om, ek en my buurman is gelyk en is daar 'n derde party om hierdie risie uit te sorteer, dit sê, ieder moet nou gaan staan nie, Johan, vir jou al die buurman is nie weer dit doen nie, dit is nie 'n geval soos dit nie, dit is 'n meerdere party, na 'n mindere party, met God as meerdere party, en die mens as mindere party, daarom is die middelaar nie net, hy maak die saak reg, ja, maar moet ook instaan, moet ook betaal wees. Dit is nie 'n blote menslike middelaar nie, dit is iemand wat ons kan instaan, iemand wat ons sondes kan versoen, iemand wat sake reg kan maak. Ons moet nie verkeerd verstaan dat Christus is net 'n negotiator as ek die taal is nog nie. Hy is veel meer as dit. Ja, ek dink 'n belangrike punt wat Pieter aangeraak het, is dat dit die verhouding wat Christus bemiddel is die verbond. Die verbond wat op met die mens opgerig het. So dit is die Bybel ook na Christus verwys as die middelaar van die verbond. Die Here het die verbond opgerig. Daar was beloftes wat die Here gemaak het. Daar is eise wat deur die mens gebreek is. En nou is daar vloeke. Die vloek van die verbond wat dan beantwoord moet word. En baie belangrik dan ook, as ons praat van ons middelaar Jesus Christus, dan is die verhouding waaroor dit gaan, die verbondsverhouding. Dis hoekom ons sê Christus het vir ons die vervulling van die Here se beloftes verwerf. Daai verbondsverhouding het hy heel gemaak. So ek dink dis baie belangrik, die verbond wat God opgerig het op sy terme. Dis die ding wat bemiddel word. Ja, dit is baie mooi gestel deur albei van hulle. Mense gaan nogal in die opvolgende Sondag en vra en antwoorde baie fyner by die detail hiervan stil staan. En daarom dink ek kan 'n mens dan nou vir vandag se episode hierby volstaan. Pieter en Kees, ek sê vir julle baie dankie. Baie dankie aan al die luisteraars en almal wat ingeskakel het om saam te kyk. Tot volgende keer.